Soos julle kan sien het ek reeds voorheen die Engelse weergawe van hierdie besonderse sterstories op my YouTube kanaal gelaai. Maar nou is dit ook in Afrikaans, die taal waarin dit oorspronklik meer as 'n eeu gelede gepubliseer is deur Gideon Retief van Willig. Die Afrikaanse vertellings was in die RSG Sterre en Planete program van 21 Desember 2025 uitgesaai om saam te val met die Afrikaans 100 vieringe, aangesien van Willig betrokke was by beide die eerste en die tweede taalbewegings. Net gou iets oor die term Boesman. Die benaming Boesman bly steeds die mees algemeen aanvaarde woord onder tradisionele Boesmans en die woord San is eintlik 'n beledigende term onder sommige groepe. Hulle verwys dikwels na die mense van die ou geslag om na die voorgeslagte te verwys. Ook net 'n waarskuwing dat die stories nogal grafies kan voorkom, maar dit getuig ook van die ongelooflike oplettendheid in die natuur wat hulle gehad het. G.R. van Willig was in die Parel gebore in 1895 en oorlede in 1932. Sy pa was 'n sogenaamde togryer en hy het as kind dikwels saam met hom transportreise meegemaak na Namakwaland, Boesmanland en die Handtam. Hy kon die Boesmantaal praat en het saans rondom die kampvuur hom dan verluister aan hierdie wonderlike vertellings. Jare later open hy 'n landmeterskantoor in Kalvinia en begin toe in alle ernstories te versamel. Tussen 1919 en 1921 publiseer hy Boesman stories in 4 volumes met sowat 30 stories in totaal, waarvan ongeveer 10% 'n sterrekundige inslag het. Sy hoofrede vir die boekies was om hierdie unieke stories te bewaar, maar ook om mense se belangstelling te prikkel en hulle aan te moedig om te lees in hierdie toe nog nuwe jong taal. Boek 1 handel oor mitologie en legendes en bevat die meeste van die sterstories. Om die stories te illustreer het Karel Botha en Martin Kilkenny die tonele vir ons uitgebeeld as Boesman-tekeninge en om te help voorlees is Alma Leroux van die Kelders naby Gansbaai se hulp ingeroep. Kom ons val weg met die storie van die oorsprong van die son, wat hulle geglo het, is die kop van Danser die Veerman. Hierdie storie vertel hoe Danser Veerman ontdoof is vir die lig wat deur sy gloeiende kop verskaf is, en hoe die kop steeds elke dag rondgaan op soek na sy liggaam, wat die vreemde gedrag van die krab verduidelik. Danser Veerman, ook bekend as die veermaker, het eers as mens rondgeloop. Uit sy kop het 'n lig en warmte gestraal. Hy is die een wat vuur in klippe, in hout en in die wolke geplaas het. Waar hy stap of gaan, was daar altyd lig en warmte. Daarom het hy altyd 'n groot geselskap rondom hom gehad. Die jagters in sy omgewing kon sien waar die wild was, en diegene wat op soek was na veldkos, kon dit maklik vind deur die lig van Danser se kop. Maar soms het Danser te lui geword om te loop, en dan het hy net gaan sit. Die jagters het hom dan gesmeek om verder te loop, sodat hulle die wild kon sien. Maar dan bly hy net staan en koggel hulle. Waarom maak julle nie julle eie lig nie? Met verloop van tyd het hy baie lui geword, en in plaas daarvan om te jag, het hy die jagters se geskiete wild vir homself gevat. Dit het die jagters kwaad gemaak, want as hulle tuis kom sonder kos vir hulle hongerkinders, was hulle vrouens baie ontevrede. Dit het so erg geword, dat die vroue hulle mans aangeraai het, dat hulle Danser met gifpyle doodmaak, en sy kop op 'n lang stok ronddra, sodat die mense kon sien. Die jagters het toe bymekaar gekom om planne te beraam. Hulle het besef dat niemand oë het wat sterk genoeg is om die lig te weerstaan nie, of hande wat die hitte van Danser se kop sou kon verduur nie. Een stel toe voor: ons wag net tot Danser deur die water stap. Iets wat hy gereeld doen. Dan draf ons hom met ons gifpyle by. Val hy in die water, dan is sy lig en warmte mos weg. Hierop antwoord 'n ander: maar jy's mos nou dom. Sê my, wat help dit as ons Danser se lig en warmte permanent uitgeblus is? Dan sit ons mos weer met dieselfde ou donker en koue. Maar hulle was so keelvol vir sy bespotting en diefstal, dat hulle bereid was om die kans te waag. Leeu, dier, wolf, jakkals, kat en ander wou egter niks met die moord te doen hê nie, want hulle kon goed genoeg in die donker sien.
Die jagters het egter by hulle plan gebly. Hulle hou Danser dop en net toe hy deur die water stap, skiet hulle almal gelyk. Die pyle tref hom. Hy val vooroor in die water en dood is die lig en weg is die warmte. Hulle hol nader, onthoof hom onder die water, sleep sy lyf uit en sit sy kop op die wal neer om te kyk wat daarvan gaan word. Maar Danser se kop en lyf wou nie doodgaan nie. Die kop se oë kyk rond, draai van die een kant na die ander en die lyf staan op en loop rond sonder kop. Die kop roep na die liggaam, maar die liggaam hoor nie. Die liggaam soek op sy beurt na die kop, maar kan dit nie vind nie. So, in plaas daarvan om nader aan kop te loop, gaan hy al hoe verder weg. 'n Vrou stuur toe haar kinders om Danser se kop in die lug op te gooi, sodat die lig en warmte sou kom. Sy waarsku haar kinders om versigtig te wees, dat die rondloper liggaam hulle nie gryp nie. Die kinders het die kop versigtig genader, wat begin lig gee soos dit droog word. Dit was so warm, toe die kinders daaraan vat, dat hulle dit met eens in die lug opgooi. Toe die moeders dit sien, het hulle uitgeroep, "Wind, wind, kom en vat die kop hoog op in die blou lug, sodat ons lig en warmte kan hê." Daar kom toe 'n sterk warrelwind op en dra die kop tot bo in die wolke en laat dit daar bly. So het die kop van Danser Veerman die son geword. Die kop van Veerman is nou tevrede om daarbo in die lug te bly, maar hy soek nog steeds onophoudelik na sy liggaam. In die oggend begin hy soek na die berge in die ooste. Hy klim soekend hoër en hoër in die lug, en wanneer hy hoog genoeg geklim het, daal hy steeds soekend afwaarts, afwaarts, tot hy by die berge aan die westerkant kom, en duik dan, sodat hy daar in die diep waters van die oseaan kan soek. Hy sniffel deur al die plekke op die land en onder water om na sy liggaam te soek, maar hy vind dit nie. Die liggaam is nou so uitgeteer dat dit die vorm van 'n krab aangeneem het, wat tot vandag toe op en af langs die waterkant loop op soek na sy kop. Wanneer die son weggaan, sorg hy dat die aarde pikswart is, want in daardie dae was daar nog geen maan of sterre om snags te skyn nie. As jy hierdie storie geniet het, maak seker jy luister na al 6 stories in hierdie reeks wat ons opgeneem het. Kyk ook in die beskrywing is 'n skakel na die Sterre en Planete program van 21 Desember 2025 waar die volledige storiereeks uitgesaai is.